Vandag gaan ons kyk waarom die Christen die woord van ons Hemelse Vader nie verstaan nie. En dit gaan in 2 gedeeltes gedoen word. En die eerste een is die feit dat die kerk weggedoen het met sy heilige naam, want sy heilige naam is die sleutel van kennis. En die tweede gedeelte is die 2 huise, wat nodig is vir ons om te verstaan wie sy kinders is en of ons sy kinders is. So eerstens gaan ons kyk na sy heilige naam. Die heilige naam is die sleutel tot kennis. Yeshua het gesê in Lukas 11 vers 52, "Woe to you learned in the Torah, because you took away the key of knowledge. You did not enter in yourselves, and those who were entering in, you hindered." Kan julle sien dat omdat die sleutel van kennis weggeneem word, hinder dit jou toelating tot die ewige lewe. So wat het die Fariseërs dan weggeneem? Die naam van ons Messias Yeshua. Ons lees in Handelinge 4 vers 18. "And they called on them and commanded them not to speak at all, nor to teach in the name of Yeshua." Die kerkvaders vervang sy heilige naam met die naam van die heidense God Jezus, en dit beteken heil Zeus in Grieks. Ook die Vader se naam is weggeneem. Yeshua sê in sy woord, Jeremia 23 vers 27, "Who try to make my people forget my name by their dreams, which everyone relates to his neighbor, as their fathers forgot my name for Baal." Nou, Baal in Afrikaans is H-E-R-E en in Engels L-O-R-D. Die concordantie nommer is H1168. En wat noem die Christen die Vader en Seun? H-E-R-E en in Engels L-O-R-D. So presies wat die Vader gesê het, dit het gebeur. Yeshua het ons gewaarsku dat ons nie sy naam tot niet mag bring nie. Exodus 20 vers 7. "Do not bring the name of Yeshua your Elohim to naught, for Yeshua does not leave the one unpunished who brings his name to naught." En deur sy naam te verander of weg te neem, is presies dan wat gebeur. Jy bring sy naam tot niet. Yeshua gee vir ons 'n waarskuwing dat beide sy naam en sy seun se naam gaan weggeneem word. Ons lees in Spreuke 30 vers 4. "Who has gone up to the heavens and come down? Who has gathered the winds in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son's name? If you know it." So daar is 'n hint dat if you know it beteken dat you don't. So die uitkoms hiervan, dat die Christen die Vader en Seun se name verander het, en dit hulle nou noem by die name van heidense gode, gee Yeshua vir ons die riglyn om vas te stel wat die effek is daarvan. Ons lees in Hosea 4 vers 6. "My people have perished for a lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest for me. Since you have forgotten the Torah of your Elohim, I also forget your children." Kan julle sien dat die mense gaan perish as gevolg van die feit dat hulle nie die sleutel van kennis het nie, en die rede of die gevolg daarvan is dat hulle nie die Torah van Yeshua gaan onthou nie. En onthou die Christen die Torah van Yeshua? Gehoorsaam hulle dit? As jy Yeshua se naam verwerp, dan ontken jy dit. Gaan lees Openbaring 3 vers 8, en dan sal jy sien dat die wat dit doen, die deur vir hulle gesluit word. Om gered te word, moet ons sy woord gehoorsaam.
En sy woord wat ons gehoorsaam, lei dan tot die ontvang van sy gees. Ons lees in Handelinge 5 vers 32. And we are his witnesses to these matters, and so also the set-apart Spirit, whom Elohim has given to those who obey him. Kan jy sien dit? Sy heilige gees ontvang ons deur hom te gehoorsaam. As ons hom nie gehoorsaam nie, byvoorbeeld, nie sy Sabbat hou nie, nie hom noem by sy heilige name nie, nie die heilige feeste vier nie, om ander feeste te vier, ander tradisies te onderhou, kosher foods nie te eet nie, en so meer, is ongehoorsaamheid aan sy woord. En dan kan ons nie sy gees ontvang nie. Yahusha is hier baie duidelik, dat hy is die oorsaak dat ons gered word, deur ons gehoorsaamheid. Hebreërs 5 vers 9. And having been perfected, he became the causer of everlasting deliverance to all those obeying him. Hallelujah.